Goeiemôre gemeente, hartlik welkom by vanoggend se erediens en ons hoop dat dit vir elkeen van ons ook 'n goeie belewenis sal wees vanoggend waar God ons kom ontmoet en met elkeen van ons ook praat. Ons begin ons erediens met 'n toetrede lied uit vonk 234 verse 1, 2 en 3 en dan bly ons staan vir die fotum in die seën en dan ons lofsang Psalm 48 verse 1 en 3. Jesus Christus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle nuwe krag gee. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Gesang 231 vers 1. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding en sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Vonk 205 vers 1 en 2.
Broers en susters, ons skriflesing vanoggend is uit Lukas hoofstuk 14. Ons gaan lees vanaf vers 15 tot en met vers 24. Die opskrif is die gelykenis van die groot maaltyd. Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê: Gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom: Daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: Kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal, die een na die ander, verskoning maak. Die eerste sê vir hom: Ek het 'n stuk grond gekoop en is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. 'n ander een sê: Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê: Ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf: Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Later kom die slaaf sê: Meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf: Gaan uit na die paaie en die lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is groot en U is goed. U is vol van liefde en genade. En daarmee, Here, seën U ons ook elke oomblik. Dankie dat U wat die almagtige en die heilige God is, U kinders by U wil hê. Dankie dat U deel van hulle lewens wil wees. En ons ook elke dag seën met U teenwoordigheid. Here, sonder U kan ons nie leef nie en kan ons nie bestaan nie. Sonder U kan niks bestaan nie. Daarom loof en prys ons U. En vra ons ook, Heer, dat U die dank en die aanbidding wat ons vanoggend aan U bring, dat U dit sal ontvang, Here. Ons loof U en ons prys U op 'n menslike manier, wat ver te kort skiet om U lof waardig te wees. Maar ons vra dat U dit sal ontvang, want dit kom uit die diepte van ons hart, en dis opreg. Dankie dat ons hier kan wees vanoggend, saam verenig in U naam. Maar ons bid ook, Here, vir hulle wat nie hier is nie. Dalk omdat hulle siek is, wil U hand ook oor hulle hou. So bid ons ook vir hulle wat nie hier wil wees nie, en hulle wat meen, dis nie nodig om hier te wees nie. Wil U ook in hulle harte werk. Wil U hulle, Here, ook op U liefdevolle manier deur U Gees nooi. Hulle ore oopmaak dat hulle U uitnodiging sal hoor. En ook hier sal wees Sondag. Here, seën die verkondiging van U woord.
oral waar dit plaasvind vanoggend, reg oor die hele wêreld. Praat met u kinders. Help u kinders, Here, om te hoor en te gaan doen wat u van hulle vra. So ook vir elkeen van ons wat vanoggend hier is. Help ons om te hoor, maar help ons ook, Here, om te gaan doen. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons sing voor die prediking saam uit Vonk 136. Ons sing dit 2 maal weer. Een skokkende antwoord. Iets wat jou stom laat van verbasing, is wat Jesus gee in reaksie op 'n opmerking wat een van die Fariseërs maak, wat saam met hulle aan tafel was. Jesus is genooi na 'n maaltyd toe, saam met 'n klomp mense van aansien in die gemeenskap. En hy merk op dat die mense by hierdie maaltyd onmiddellik mik vir die belangrikste plekke aan die tafel, die wat naby die gasheer is. En dan sê Jesus vir hulle, so moet dit nie wees nie. Want die oomblik wanneer jy op hierdie belangrike plek wil gaan sit, en die gasheer sê vir jou, dat hierdie plek gereserveer is vir iemand anders, dan gaan dit vir jou 'n belediging wees, om na 'n ander plek toe te skuif. Jou eer en jou aansien gaan aangetast word. Jesus sê, gaan sit eerder op een van die minder belangrike plekke. En as een van hierdie belangriker plekke vir jou gereserveer is, dan sal die gasheer jou nooi om daar te kom sit. Dan gaan jy nie beledig voel nie. En een van die wat aan tafel was, raak dan met Jesus aan die gesels. En ons maak die afleiding dat hierdie gesprek uitloop op hoe dit in die koninkryk van God gaan wees eendag. En dan sê hierdie Fariseer wat met Jesus begin gesels het, geseënd is die mens wat eendag in die koninkryk van God by die maaltyd kan aansit. Hy kan hom gelukkig ag, sê hierdie Fariseer. Dit sê hy, terwyl hy nie mooi verstaan waaroor dit werklik gaan nie. En dan antwoord Jesus hom met 'n skokkende antwoord. En die antwoord wat Jesus vir hom gee is nie net ja of nee nie. Jesus vertel vir hom 'n storie. Soos wat Jesus gedoen het om talle dinge oor die koninkryk van God, wat 'n moeilike begrip is om te verstaan, aan mense te verduidelik. Hy gebruik beelde uit hulle alledaagse lewe. En so ook met die storie wat hy nou gaan vertel. En wat meer is dat Jesus 'n storie vertel en daardeur die geleentheid skep dat hulle wat daarna luister, kan assosieer met enige van die karakters
in Jesus' storie. Maar Jesus verduidelik ook met hierdie gelykenis hoe God oor mense voel en wat God bereid is om vir sy kinders te doen. En om te verstaan, broers en susters, hoekom hierdie antwoord wat Jesus gee in die vorm van die gelykenis so skokkend is vir die mense wat dit hoor, is dit nodig dat ons ietsie sal weet van die wêreld en die gemeenskap waarbinne Jesus geleef het. Jesus begin die gelykenis vertel deur te sê dat daar 'n ryk man was, ons neem aan hy was ryk, wat 'n klomp mense uitgenooi het na 'n maaltyd toe by sy huis. En hierdie man was deel van die elite van die samelewing. Die belangrikste. Die met baie eer en baie aansien. En hy het in die middel van die stad gewoon, waar al die ander elite ook gewoon het. En rondom hierdie gedeelte in die middel van die stad, was daar 'n muur gebou. Ander kant hierdie muur, het mense gewoon wat in die ander klas van die samelewing was. Die siekes, die verlamdes, die krepeles, die dowes, die blindes. Dit was vuil gewees daar waar hulle geleef het. Honde het van die een ashoop na die ander gehardloop om kos te kry. So stel jou voor hoe dit daar moes lyk. Die elite sou slegs deur die hek van hierdie middelste gedeelte gegaan het na die ander deel om handel te dryf. En meeste van die kere het hulle ook hulle slawe gestuur om dit te doen, eerder as wat hulle self sou wou gaan. Want hierdie twee groepe, belangrik is, die elite, het nie gemeng met die ander. Dit was taboe. As enige een van hierdie elite sou meng met iemand in 'n ander klas, gooi hy as te ware sy eer en sy aansien weg. Dit sou 'n vernedering wees, en hulle bring so 'n skande oor hulle self. Wanneer hierdie gasheer die uitnodigings uitstuur, dan stuur hy dit na mense toe, wat in dieselfde gedeelte van die stad as hy gewoon het. Na mense wat ook deel is van die elite. Die eerste uitnodiging word gestuur 'n tyd voor die maaltyd. 'n Paar dae of 'n paar weke. En dan word daar 'n tweede uitnodiging gerig, wat beteken dat die slaaf op die dag van die maaltyd na die genooides toe gaan en hulle eintlik gaan haal en sê die maaltyd is gereed, julle kan maar kom aansit, julle kan kom feesvier. Maar in die tydsverloop tussen hierdie twee uitnodigings is daar iets baie belangrik in die sosiale struktuur wat gebeur het. Mense het onder mekaar begin praat. Eintlik het hulle begin skinder onder mekaar. Hulle wou by mekaar hoor, is jy ook genooi na daai maaltyd toe? So het hulle vir hulle self uitgemaak wie is almal genooi en wie is nie genooi nie. Maar ook het hulle hierdie gasheer wat hulle genooi het, beskinder. Hulle sou vir mekaar vertel het, hierdie man is so of so. Dis iemand in die samelewing met wie jy jouself graag assosieer, of nie. En op grond daarvan is dan besluit of hulle hierdie tweede uitnodiging gaan aanneem. Of hulle saam met die slaaf gaan wanneer hy hulle kom haal, om dan nou aan die maaltyd te gaan aansit. En nou word hierdie tweede uitnodiging gerig. Die slaaf gaan om hierdie genooides te gaan haal. En nou begin mens die verskonings hoor. Verskonings
was juis die gevolg van al hierdie gesprekke wat hulle met mekaar gehad het, van al hulle geskinder. Mense sou besluit, na aanleiding van hierdie geskinder, dat hulle die ete nie gaan bywoon. En dan dink hulle verskoning uit. En die feit dat daar verskonings aangebied word, dat mense nie die ete gaan bywoon nie, kon ook doelbewus 'n poging gewees het, om hierdie gasheer in die skande te bring. Want hy gaan verleë staan, as niemand sy maaltyd waarheen almal uitgenooi is, gaan bywoon nie. En wat belangrik is van die verskonings, is nie soseer die inhoud daarvan, maar die feit dat mense wel verskoning aangebied het. Hulle wil nie met hierdie gasheer assosieer nie. Hulle wil nie saam met hom eet nie. En die 3 verskonings wat aangebied is, verteenwoordig almal wat uitgenooi is na hierdie maaltyd toe. Niemand woon dit by nie. Dit maak hierdie gasheer kwaad. Dit neem sy eer en sy aansien van hom af weg. En hy moet iets doen om dit weer terug te kry. Wat gaan hy doen? En nou kom die skokkende antwoord of verduideliking wat Jesus gee. Hierdie ryk man, wat pas al sy eer en aansien verloor het, besluit om 'n ander tipe gasheer te wees, as wat die rykes van hom sou verwag. Hy besluit om 'n ander tipe gasheer te wees, as wat die sosiale norm van sy tyd van hom vra. As dit beteken dat hy nog eer en aansien moet verloor, dan is dit maar reg met hom. Wanneer mense genooi is na 'n maaltyd, en hulle neem die uitnodiging aan, het dit onmiddellik beteken, dat hulle in die skuld is, by hierdie gasheer wat hulle genooi het. Op een of ander tyd in die toekoms, sou hulle hom weer moes nooi. So betaal hy sy skuld, vir die maaltyd waarheen hy uitgenooi is. En is nog 'n rede, waarom sulke maaltye gehou is om iemand in 'n posisie te kry, waar hy jou iets skuld. En hierdie dinge, maak nie meer vir die gasheer saak. Dan besluit hy, om sy slaaf te stuur, na die ander kant van hierdie muur, om ander mense te gaan woon, te gaan nooi, om hierdie maaltyd by te woon. Hy nooi nou mense, wat hy verseker weet, niks vir hom kan teruggee, kan terugbetaal, vir hierdie maaltyd wat hy vir hulle gaan gee nie. Hy nooi mense, sonder om iets terug te verwag. Hy nooi die, wat dit nie verdien nie. En wanneer sy slaaf vir hom sê, die mense is genooi, hulle is hier, maar daar's nog plek aan die tafel, sê hy vir sy slaaf, nou gaan jy verby hierdie eerste muur, en jy gaan verby die tweede muur, wat die stad omring, en jy gaan haal die mense daar, dat hulle kom aansit aan my feesmaal. Die mense wat daar gewoon het, die wat uitgeskuif is uit die samelewing, byvoorbeeld die melaatses. Die mense wat jy vermy het, want dis mense is geoordeel, waar deur God gestraf word, vir watter rede ook al. Gaan daarheen, en bring daai mense, dat hulle kom aansit. Hierdie gasheer, het 'n saak met die sosiale reëls van sy tyd. Dit geld nie meer vir hom. Wat nou vir hom geld, is die reëls van God se koninkryk. Hy vergeet
van rein en onrein. Hy breek mure af. Hy breek die versperrings tussen mense wat veroorsaak is deur liefdeloosheid, wanneer hy hulle nooi wat uitgesluit is. Die van wie daar gesê is, God het daardie mense nie lief. God het 'n saak met hulle. Hulle verdien niks. So sê Jesus, werk dit in God se koninkryk. God nooi jou na hom toe, met jou kommer, en met jou seer. Hy nooi jou, nie omdat jy iets gedoen het om dit te kan verdien nie. Hy nooi jou bloot uit genade uit, want God is vir jou lief, soos wat jy is. Al skryf die wêreld jou af, al wil die wêreld niks met jou te doen hê nie, al het jy nie 'n plek waar jy veilig en geborge kan voel nie, het God vir jou plek, omdat hy vir jou lief is. Hy gee vir jou 'n plek wat jy nie nodig het om te betaal nie. Hy gee vir jou 'n plek sonder dat hy vir jou skaam kry. Dink net dat ons met al ons skuld en al ons ongehoorsaamheid voor God kan gaan staan en hom genade pleit. Dit kan ons doen omdat hy 'n sondaar liefhet, te midde daarvan dat hy die sonde haat. In God se koninkryk het eer en aansien nie 'n plek nie. Daar's niemand belangriker as die volgende een nie. Daar's niemand rein en ander onrein wat so toegang tot God geweier word nie. In God se koninkryk is almal welkom, ook die wat sonde het. Deur sy slaaf het die gasheer in hierdie gelykenis wat Jesus vertel, die gaan soek wat nie kan betaal nie. Die gaan soek wat onrein is in die oë van die wêreld. Hulle was vir die gasheer belangrik, en daarom doen hy moeite dat hulle die plekke rondom sy tafel kan volmaak. Wat belangrik is nie wat die wêreld van jou dink, of hoe die wêreld jou oordeel nie, maar wat God van jou dink. Hoe God jou oordeel. So broers en susters, het God ook na my en jou kom soek. Daar waar ek en jy aan die ander kant van die spreekwoordelike stadsmuur leef, en soms so verstrengel raak in ons sonde, ons kommer, vrees en hartseer. En daar nooi hy ons deur sy seun om na hom toe te kom. Kom na my toe, almal wat moeg en uitgeput is, en ek sal vir julle nuwe krag gee. Jesus nooi ons ook in Johannes 14. Hy nooi ons na die huis van sy Vader toe. Hy sê dat hy gaan om vir ons plek gereed te maak daar. En wanneer die plek gereed is, dan kom hy om ons te kom haal, en ons moenie bekommerd wees nie. Daar is plek vir baie. So gee hy vir ons hoop. Verseker hy ons dat ons altyd iets sal hê om na uit te sien. Ook in tye wanneer hierdie wêreld ons vasdruk en dit voel of ons wil versmoor. Hy het sy seun aan die kruis laat sterf, sodat hy ons na hom toe kan nooi. As sy seun nie gesterf het in ons plek nie, sou die pad na God toe nie oop gewees het nie. Hy nooi ons dus na hom toe, omdat hy 'n bitter duur prys, die duurste prys denkbaar, vir ons betaal het. Wat 'n troos
om met vaste oortuiging te kan glo en te kan bely, dat God my nooi na hom toe, sonder dat ek iets hoef te betaal, want alles is net uit genade. En nou broers en susters, moet ons ook versigtig wees. Ek moenie net leef met die troos en die gerusheid dat God my na hom toe nooi en my wil troos nie. Wanneer God my na hom toe nooi, plaas dit ook 'n verantwoordelikheid op my. Hy rig ook ander uitnodigings aan my, wat dikwels die uitnodigings is, waarop mense maar traag reageer. Hy nooi my om Sondag kerk toe te kom. Ek het hierdie geleentheid om saam met my broers en susters in die geloof aan hom die lof en die dank te bring dat hy my seën elke dag met sy teenwoordigheid, dat hy vir my gee wat ek nodig het om van te leef, na liggaam en na gees. Gaan luister na die verskonings wat mense aanbied, waarom hulle nie kan kerk toe kom nie. Dis flou. Net soos die waarvan ons lees in die gelykenis, is dit verskonings wat eerder vir jou sê, ek wil nie, as wat dit vir jou sê, ek kan nie. Die Bybel sê, jy moet kerk toe kom. As die Bybel sê, jy moet iets doen, dan jy nie eintlik 'n argument teen dit nie. Die Here nooi jou om jou kinders kategese toe te bring. Meer nog, hy gee aan jou die geleentheid waar jy of julle as 'n gesin Sondag saam kan kerk toe kom. Maar ons het verskonings. Hy gee aan my die geleentheid dat ek my doopbelofte kan nakom. Hy help my daarmee. Maar luister na die verskonings wat gegee word. Hy gee vir jou 'n gemeenskap van gelowiges waar jy betrokke kan raak, waar jy jou lief en leed kan deel en waar jy getroos kan word wanneer jy voel jy het dit nodig. Hoe reageer ons daarop? Traag of glad nie. Maar dat daar iets gebeur waar ek die kerk nodig het. En die kerk spring nie vinnig genoeg nie. Dan is daar 'n moeilikheid. En Jesus Christus het God my en jou kom soek. Hy het ons kom soek, daar waar ons ander kan die muur, spartel in ons sondes, sukkel, bekommerd is, en daar het hy ons kom uitnooi, dat ons na hom toe kan kom, en by hom troos kan kry, wat net hy kan gee. Hy nooi my en jou, om soveel aan ons te kan gee. Hy wil vir ons dinge gee, wat net hy kan, sonder dat hy iets daarvoor terug verwag, behalwe 'n gehoorsame lewe aan hom. Daar's niks, broers en susters, dat ek en jy ooit kan gee, ooit kan betaal, vir die genade van God se uitnodiging, om deel te wees van sy kerk, of sy uitnodiging, dat hy deel van ons lewens wil wees nie. Hy gee vir ons elke dag in oorvloed. Hy nooi my en jou. Wat gaan ons daarop antwoord? Amen. Kom ons bid saam.
Here, ons hoor u uitnodiging. Ons hoor dit duidelik. Maar soms dan maak ons of ons dit nie hoor nie. Want dit pas nie in ons lewens in nie. Ons bely dit, Here, en ons vra dat u ons sal vergewe daarvoor. Maar daar is ook by ons dankbaarheid, dat u ons in genade aansien, dat u ons in Jesus Christus kom soek het, daar waar ons sukkel, dat u ons gekry het, en ons na u toe nooi, sodat ons daar die volmaakte en die grootste feesmaal kan geniet. Wil u ons help, Here, wil u ons so deur u Gees lei, dat ons u uitnodiging sal hoor, maar nie net sal hoor nie, dit ook sal aanvaar en nie verskonings uitdink nie, omdat u vir ons die belangrikste in ons lewens is, en daarmee saam, ook hulle wat ons pad elke dag kruis. Hou u hand oor ons, Here, hou ons veilig, en wil u altyd by ons wees. Amen. Gemeente, ons slotsang is gesang 501 verse 1 en 2. Ons gaan dan bly vir die seëngroet, bly staan vir die seëngroet. En daarna as wegseëningslied gesang 509 vers 1 en 4 waarmee ons ook bely. Dit maak nie saak waar ons gaan hiervandaan nie. God is by ons. Slotsang dan nou eers, gesang 501 verse 1 en 2. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.